Goeiedag, Yeshua leer ons bid, Vader gee ons daaglikse brood. Nou dis my gebed dat Papa God vir ons vars manna vandag uit sy troonkamer sal gee. Soos wat 'n kar ry van Pretoria af Kaapstad toe en hy moet stop om petrol in te gooi, so het ek en jy meer die woord van Abba Vader nodig elke dag. So ons is besig om te kyk na die 5de wapenrusting wat Abba Vader vir ons gegee het, naamlik die helm van verlossing. Nou die helm beskerm die hoof, die kop, 'n baie belangrike deel van die liggaam. En geestelik verteenwoordig die helm die versekering van verlossing in Yeshua. Jy sien, om te weet dat ons gered is en dat ons deel is van Yeshua se army, gee my en jou gemoedsrus. Dit gee ons die gemoedsrus in sy beskerming en dit gee ons gemoedsrus in ons gedagtes. Die helm herinner ons ook aan die hoop op die ewige lewe, want ons gefokus, soos wat ons onsself gefokus hou op Yeshua se uiteindelike oorwinning. Die helm van verlossing is besonder belangrik en moet ons dit aansit, omdat dit die sekuriteit en hoop verteenwoordig wat ons in Yeshua HaMashiach het. Ons gedagtes, ons wil en emosies is dikwels die slagveld vir geestelike oorlogvoering. Ja, want die vyand val ons aan met twyfel, die vyand val ons aan met vrees, misleiding, versoeking, verwarring en wil hê ons moet opgee. Die vyand wil hê ons moet quit. Daarom moet ons die helm aansit, want die helm beskerm en rig ons fokus op die waarheid van wat Yeshua vir ons gedoen het. Jy sien, verlossing is nie net 'n toekomstige belofte nie. Dit is iets wat reeds deur Yeshua se offer verseker is. Yeshua se oorwinning oor sonde gee ons vertroue en vrede in ons daaglikse wandel, met die wete dat ons veilig is in Abba Vader se vlerke van beskerming, liefde en sy beloftes. So dit maak nie saak wat in hierdie lewe gebeur het nie. Volgers van Yeshua, ja, die bruid, is verseker dat hulle ewige sekuriteit in Yeshua het, en hierdie hoop hou ons gefokus op ons koning. Romeine 12 vers 2 sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Josef is 'n goeie voorbeeld van iemand wat te midde van al die aanslae in die lewe bly opkyk het na die wil en die droom wat Abba Vader nog altyd vir hom gehad het. Ja, Josef was deur sy eie broers verwerp oor jaloesie in hulle. Hy was in 'n put gegooi, verkoop as 'n slaaf. Hy was in die gevangenis gegooi omdat hy valslik beskuldig was. En hierdie aanslag in sy lewe kon hom moedeloos gemaak het. Dit kon hom in 'n gat van depressie laat beland het. Maar Josef het sy fokus op Abba Vader gehou, ten spyte van sy negatiewe omstandighede of dit wat met hom gebeur het. Hy het sy fokus op Abba gehou. Hy het Abba Vader se teenwoordigheid gedra en oral waar hy gekom het, het hy ander gedien, selfs in die tronk. Niks het Josef se fokus afgehaal of gestop van die goeie en welgevallige en volmaakte wil van Abba Vader nie. En so het Josef ook tweede in bevel gekom van Egipte en sy broers wat hom eens verraai het, het hy gered. Ja, Josef het self sy broers in die oog gekyk en in Genesis 50 vers 20 vir hulle gesê, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar Jotwawa het dit ten goeie gedink om dit te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Met ander woorde, Josef het sy lewe vanuit Abba Vader se perspektief gesien. Hy het nie toegelaat dat sy kop so vasgevang raak oor wat alles met hom gebeur het nie. Het jy geweet dat 87% van alle siektes is die resultaat van wat in ons gedagtes aangaan? Dit wat in jou gedagte wêreld aangegaan het, 'n direkte invloed op jou liggaamlike gesondheid. Sielkundiges sê 70% van dit wat mense vrees in hulle gedagtes, 70% van die kere word dit nie eers waar nie, of was dit nie eers daar nie. Ja, dit wat ons dink, kan ons self emosioneel, intellektueel en fisies so beïnvloed. En die gemiddelde mens kry om en by 50.000 gedagtes per dag, plus minus, waarvan 80% negatief is. Met ander woorde, oor die 40.000 negatiewe gedagtes per dag.
Dis soos 40,000 pile elke dag en dis die oorlog. Dis die oorlog waarin ons is. Jy sien, wanneer ons begin luister na daardie dodelike, giftelike gedagtes van angs, van vrees, selfhaat, selfveroordeling, selfverwerping, kwaad, woede, bitterheid, rebellie, onvergewensgesindheid, jaloersheid en die lysie gaan aan. Dit kelder ons gesondheid en ons vrede. En uiteindelik lei hierdie gedagtes tot siektes in ons liggaam. En Spreuke 23 vers 7 sê, soos jy in jou siel bereken, so is jy. Met ander woorde, dit wat jy in jou kop aangaan, so is jy. Wat jy toelaat en bedink in jou gedagte wêreld bepaal wat jy sal word, vir beter of slegter. En dit is totaal al man jou verantwoordelikheid. En daarom moet ons die helm aansit, nê. Daarom benodig ons om die helm van verlossing aan te neem. Spreuke 4 vers 20 tot 22 sê, my seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde, laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Shamar is die woordjie, bewaar hulle binne in jou hart, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind en genesing vir hulle lewe. Hierdie teksvers vir my so mooi, Spreuke 4 vers 20, want Abba Vader sê, Shema Israel, luister na my woorde, hear, listen and obey, en dan Shamar, bewaar dit soos goud in jou hart. Hernie jou gedagtes voortdurend deur Abba Vader se woord, se beloftes te mediteer, dit te bepeins, dag en nag. Hoe meer jy op sy waarheid, Yeshua fokus, hoe meer sal jy sy shalom en krag in die stryd ervaar. Die helm van verlossing verseker jou, dat maak nie saak watter beproewinge kom nie, Yeshua het reeds die oorwinning behaal, en jy sal vir ewig in daardie oorwinning deel. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie dat U ons so lief het, dankie vir U genade, Vader, ek eer U, ek loof en ek prys U, dankie Koning Yeshua vir die prys wat U betaal het, vir die oorwinning, en dankie dat alle autoriteit in U behoort. Vader, ons kom sit vandag die helm van verlossing op. Ons kyk nie terug nie. Ons kyk na die oorwinning, Yeshua wat die prys betaal het, die oorwinning gekry het. En ons juig. Vader, ek bid dat ons nie in ons omstandighede sal vaskyk nie, maar dat ons sal opkyk na U, Koning Yeshua. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die seun van Jotewawei. Amen. Shalom.